Goeiedag aan almal, ons is by sessie 59 en by vraag en antwoord 91. Skalk, hierheen is kort en dit vra, wat is goeie werke? En dan die antwoord is ook kort. Slegs die wat uit ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word en nie wat op ons goeddinke of oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. Wat is goeie werke? Ja, weet jy, ek kan nou nie help om 'n bietjie lag te kry nie. Kom ek begin so. 'n ding wat met myself gebeur het my gehelp om die diepte van hierdie teks goed te snap. Ek was op Stellenbosch, ek was 'n baie vroom student. Ek beloof regtig, ek was nie stout nie. Ek het myself baie mooi gedra. Maar dit sê nou nie veel oor wat partykeer in my kop aangegaan het nie, nee, maar nou het ek is op die CSV bestuur en ons het CSV was destyds die hele Stellenbosch omtrent. Nee, daar was omtrent nie 'n student wat nie aan die CSV behoort het. En ons het partykeer 'n fliek gewys op 'n Vrydag aand, 'n mooi, goeie, vroom fliek, wat nogal ook partykeer goed bygewoon is. Maar daar was een fliek wat nou uit die Puriteinse stal gekom het. Die Puriteine was in die geskiedenis die mense wat 'n absolute preetse, skoon lewe sonder 'n greintjie sonde voorgestaan het. En nou het hulle daar, en toe lê hulle die teks daar van Romeine 12:1, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie, maar laat julle verander dat God julle gedagtes vernuwe, daai teks nie. Maar toe hulle nou die teks het, wys hulle nou 'n meisieman met 'n stywe denimbroek aan. Man, ek het daai fliek oor en oor gekyk, want daai twee boutjies was vir my so mooi. maar wat hulle wou sê is, sy is in die wêreld het haar gevorm. Ja. Jy weet, in die stywe broek is die teken dat die wêreld haar gevorm het. Ag, liewe hemel. Kyk, daar is later het ek besef, jy kan so wêrelds wees, so selfsugtig wees, met die mees preetse kleredrag en die mees preetse gedrag, wat jy jouself kan voorstel. Want wat die wêreld se vorming betref, die gelykvormigheid aan die wêreld, is om met verwaande selfsug in hierdie wêreld te lewe. Dis die gelykvormigheid. Dis die gelykvormigheid. Ek is beter as die ouens met hierdie tipe klere. Ek is in die teologie met die tyd in die jare is daar onderskei tussen 'n burgerlike moraliteit en 'n Christelike moraliteit. Burgerlike moraliteit. Ons praat baie oor burgerlike moraliteit, né? Ja. En ons hou dit baie hoog op, want dit klink Christelik. Ja, dit klink mooi. Dit klink is baie naby, maar dis iets anders, né? Christelike moraliteit is iets anders. Dis iets anders. Kyk, dis hoekom die ouens in die Here Jesus se tyd vir hom kwaad geword het, omdat hy saam met prostituie eet. En hy drink nog 'n glas wyn ook as hy saam met hulle eet. Dit is net totaal onaanvaarbaar. Nee, dit was moreel in hulle, ja, jy doen nie dit nie. Dis wat die samelewing gesê het, dis wat jy nie doen nie. Jy kan skelmpies by 'n prostituut slaap, nee, dit het van die ouens gedoen. Ja. Maar weer eens, dis binne, niemand weet daarvan. Nee, dit is uit. En die Here Jesus het hom daarteen uitgespreek. Hy het hulle burgerlike moraliteit verwerp. Maar ook dit kom selfs uit die Ou Testament. Dat is, jy weet, die Jesaja 64, as ek nou reg onthou, sê
sê Jesaja iets van soos ons mooiste klere is soos 'n wegwerplike kleed voor God. Hoekom is dit so? Omdat ons hart nie aan hom behoort nie. Jy sien, daar's die punt. Die hele vraag oor wat 'n goeie werk is, die katekismus se antwoord uit 'n ware geloof, dit help ons nie verskriklik baie nie, volgens die wet van God, maar ons kan die wet van God ook gebruik as burgerlike moraliteit. Daar is nou mense wat hulle sterk uitspreek daarteen dat jy op 'n Sondag met plakkies in 'n kort broek loop. Ek het dit nou weer hierdie week iewers opgetel, my hande net saamgeslaan. En dit is gegrond op die goeddinke en die oorlewering van mense. Maar wat is 'n ware moraliteit? Dis 'n hart wat aan die Here verknoop is. Dis 'n hart. Baie eenvoudig. Dis waar dit begin. Dis waar dit begin. En dan lei dit tot aksies. Dan lei dit tot aksie en dan doen jy partykeer 'n aksie waaroor ander frons. Nee, ek bedoel die burgerlike moraal gaan dalk vir jou frons daaroor. Maar hulle doen dit nie. Hulle doen dit omdat die samelewing het reëls van wat geld en wat nie geld nie. En jy moet doen om te sê, wat het ek met die Here uitgeklaar hieroor? Ek het dit ook al in my lewe beleef dat die Here dit op my gelê het om iets te doen waaroor die samelewing frons. En ek het daarmee volgehou omdat ek baie duidelik by die Here duidelikheid gekry het. Die ding is net, jy weet, as 'n mens nou by die Here duidelikheid kry, Prof Willie Jonker het eendag vir ons in die klas gesê, en dit was vir my, dit het my geweldig gehelp in my lewe vorentoe. Hy het gesê, die Here lei jou nooit om jou eie vlees te versadig nie. Met ander woorde, die Here lei jou nooit om iets te doen wat jou eie eer verhoog, of wat jou selfsug bevredig, of wat jouself op die skouer laat klop nie, of wat aan jou diepste vleeslike begeertes voldoen nie, en so meer. Dit sal die Here jou nie lei nie. Hy lei jou slegs om in sy teenwoordigheid reg te lewe. Want kyk, die punt is, Marius, die Here het ons lief. En die Here weet dat daar 'n groot klomp goed is wat ons aanpak. Ja. Met die verkeerde motief. En daai goed byt ons op die ou einde. Kyk nou vir Netanyahu in Israel. Ek dink nie een van ons besef al hoe Netanyahu en Israel gebyt gaan word deur wat hulle nou aan die doen is nie. Ek dink daar wag vir hulle groot, maar ek moet ook nou nie myself daaroor uitspreek. Ja, maar ek wil die Bybelse narratief vertel hierdie situasie oor en oor. Waar vernietiging kom, dit koninkryke hou nie, nee, dit hou net nie. Dit is nie volhoubaar nie. Kyk, Saul, nee. Maar weer eens, dis die ding om te sê, ons doen die regte ding. Dis nou, want ons gesprek is oor wat ons dink, wat reg is en wat goed is. Ja. En dit lyk anders, want weer eens, jy het dit nou verwoord, as jy die vraag op 'n ander manier vra, dan kom jy by 'n ander reg uit. Ja. Ek wil die mooi ding wat ons hier onderskei is, ons stap met 'n reg in ons kop wat moreel is en wat vir ons goed klink. Dit klink, dis die regte ding om te doen. Ja. Maar ons word gevra om dieper te kyk na daai reg. Ons word gevra om dieper te kyk. Kyk, Paulus, wanneer hy in Romeine 14 worstel hy weer met die ouens van destyds oor die offervleis aan die afgode. Sommige het gesê, man, 'n afgod is niks. Dis 'n afgod, hy bestaan in mense se kop, hy bestaan nie regtig nie. Die offervleis kan jy nou, as jy nou op die mark gaan offervleis koop want jy het nie geld nie, dan
dan gaan dit jou nie beïnvloed nie. Maar Nee. tog, Skalk, was dit 'n groot kwessie in Handelinge, né? was As hulle praat van, dan sê hulle, ag, julle moet tog net hierdie offervleis koop. ja. En dan skielik verdwyn hy verdwyn. Verdwyn, want Paulus sê, as alles wat jy nie uit geloofsoortuiging doen nie, Dis sonde. is sonde. Met ander woorde, my liewe mense, knoop jou hart aan die Here. Maak met die Here uit wat vir hom belangrik is. Maak seker wat vir hom belangrik is. Kyk, as jy die verskriklike mooi teks wat my deur die jare gedra het, en dit is Matteus 23 vers 23. Dit is nogal 'n maklike teks om te onthou. 23, né? Matteus 23 vers 23. Dan sê die Here Jesus vir die Fariseërs. Hy sê, julle skyn heilige spul. Kyk, hy kon na hom onder hulle inklim dat jy hulle amper jammer kry. Maar hy sê vir hulle, julle skyn heilige spul. Julle gee tiendes van kruisement en tiendes van dit en tiendes van dit. Maar wat die swaarste weeg in die wet, dit doen julle nie. En wat die swaarste weeg in die wet is barmhartigheid Ja. en trou Ja. en liefde. Hy sê julle is soos mense wat die muggies uitsif en dan sluk julle 'n hele kameel in. En muggie, hulle het 'n doekie oor die beker getrek voor hulle die wyn inskink, sodat daar tog nie 'n muggie in die wyn beland nie, want 'n muggie is 'n onrein goggaatjie. En 'n kameel is ook 'n onrein dier. Maar hy sê julle is so bekommerd oor die muggies. Hy sê, maar julle kom glad nie agter dat julle 'n hele kameel insluk nie. Want julle fokus op die verkeerde goed. En dit gebeur net as jou hart nie aan die Here geknoop is nie. As jy nie voor hom kniel, as jy nie vir hom sê, Here, hier is ek. Wat wil u hê? Hoe moet ek maak? En daar's 'n mooi voorbeeld van Gamaliel, waar dan nou die tipiese fariseer is, né? En dan sê hy vir hulle, vir die res van hulle, julle moet versigtig wees om hierdie ouens te beoordeel, want dit mag dalk blyk dat ons teen God besig is, jy weet, om die stryd te voer, sodat ons met ons eie moraliteit besig is om eintlik teen God. En dis presies die ding vandag, né? Dit mense sê, maar dis dan Christelik. Dis wat dit beteken om Christelik te wees. Maar wat ons uitnooi om te sê, en nou maar hier is die punt, wat is hy stappie verder? Wat is die stappie verder wat ons help om by, as ons sê, 'n dieper moraliteit uit te kom? Is dit iets van presies wat ons in die vorige sessie gepraat het, berou, want weer eens 'n selfvoldaanheid bring jou nie by 'n moraliteit uit nie, maar so as ons oor 'n etiese kwessie praat, kan ons daaroor praat uit 'n selfvoldaanheid, of ons kan praat uit 'n werklike lewenswerklikheid waaruit vernietiging en berou kom. En nou is die reg baie anders as die selfvoldane antwoord wat ons het. Maar dit voel vir my baie keer, wanneer ons goed debatteer, is dit hierdie selfvoldane moraliteit. Ja, dis die selfvoldaanheid. Kyk, daar's niks, al waaruit daar 'n ware moraliteit kom, is as jy voor die gekruisigde kniel, met 'n bereidheid om vir jou eie hart nee te sê, want dis wat selfverloning betref. Dis die Translators Handbook, ek dink dis in Matteus, daar waar hy sê jy met jouself verloon, het daar geskryf, een van die beste maniere om dit te vertaal is om te sê, selfverloning is die bereidheid om vir jou eie hart nee te sê. En as jy nie met daardie selfverloning nederig voor die Here kniel en vra, Here, ek weet wat mense wil hê, maar wat wil u hê? Ja, so as ons nou so afsluit daarmee, so as jy kom en jy dink, wat moet ek doen? En dan skielik begin jy sê, hoekom doen ek hierdie goeie goed? Ek doen dit vir die verkeerde redes. Dis die een ervaring. Die ander ene is die diep ervaring om te sê, wie jy, my berou en my selfverloning bring my by 'n ander reg uit, wat ek nie doen nie. En dit bring ons by 'n nuwe plek uit. So kom ons kyk na die besprekingsvraag
Dink jy hierdie klem op die motief, God se eer, sal mense help om eerliker na hulle eie vroom dade te kan kyk? En dan vir 'n gedagte, lees die 10 gebooie in Eksodus 20. Is hulle verouderd of het hulle regtig vir ons iets te sê? Ja, dis vir volgende keer. Dis vir volgende keer. Dis vir volgende keer.